Hi daar en welkom by ons Verdiep podcast. Hier saam met my is Pastor JP Leroux. Ek doen nie hierdie elke dag. Jy's reg, ja, Pastor JP Leroux en ek is Pastor Dani Venter. Ons sit hier binne in die Lighuis Middelburg, ons kerk. Waar ons elke Sondag Jesus beleef, Amen. waar dit vir ons 'n voorreg is om te behoort, betrokke te raak en so die wêreld daar buite te bereik. Pastor, dis 'n voorreg om vanoggend saam met jou te sit en dan te deel en te gesels. Nie net te deel wat die Heilige Gees op my hart lê nie, maar ook om te gesels rondom waaroor jy Sondag met ons gedeel het. Herlewing is hier, herlewing is nou, herlewing kom. Wat was jou tema? Herlewing is op pad. Revival is coming. Dis eintlik 'n Engelse tema gewees. Het jy Engels gepreek? Ek het begin. Okay. En toe sien ek die mense kyk vir my. Draak jy airtime op. Nee, ek het die rede hoekom ek Engelse titel gekies het is want die skrif wat ek gebruik het ek in die ESV gelees. Die eerste in 2 Kronieke. So het ek die ESV gelees, die Engels vloei net so mooi. En daai skrif, revival is coming. Bietjie gepraat oor herlewing. Is 'n woord wat ons gebruik. Dis 'n woord wat ons baie gebruik. En my pet peeve, as ek dit 'n pet peeve kan noem, is wanneer ons as kerk begin woorde gebruik en vergeet wat dit beteken. En dit raak net soos 'n catchphrase ding wat ons sê en ons is soos wow bietjie. Kom ons staan net gou stil by hierdie woord wat ons gebruik. Wat is herlewing? En dis 'n bietjie daaroor gepraat. Daai is 'n belangrike punt, maar ek voordat ons want ons gaan daai vraag bietjie huis toe dryf. Voordat ons dit vra, dis twee goed vir my. Dis wanneer ons die woorde gebruik en dit nie meer vir ons, jy weet, krag dra nie, en wanneer ons dink die woorde is nie meer belangrik nie. Dit nie meer gebruik nie. So ons het die twee scenario's, ons het die geval waar ons nie meer praat oor herlewing nie, want almal het al gepraat oor herlewing en ons het al soveel herlewing verklaar en so nou hou ons heeltemal op praat oor herlewing want dit is nie van pas en dit is nie in konteks vir ons tyd nie en ons gebruik dit glad nie of ons praat oor herlewing en daar's geen erns rondom dit nie. En pastor, as ons dink aan al twee, dan sit so asof ons lou geword het as 'n ou. Jy kan in al twee lou word. En so die een gedeelte is as ons nie meer praat oor herlewing nie. So hoe belangrik is dit om te praat oor herlewing? Ek dink dit is bitter belangrik want ons as kerk is veronderstel. En wanneer ek sê ons as kerk, ek praat nie net van die Lighuis nie, ek praat van die kerk, is veronderstel om die heeltyd herlewing te sien. Want die evangelie bring herleef, dit soos die vinnige definisie kan sit van wat herlewing is. Herlewing is iets wat dood is, wat nuwe lewe kry. Jy weet, die Here wat 'n nuwe passie in jou hart kom sit, of daai passie wat lou geword het, weer kom wakker maak. Dood wat lewendig word. En dis wat die evangelie kom doen. So die kerk is veronderstel, want ons is veronderstel om die evangelie te gaan versprei en disippels te maak. So die kerk is veronderstel om herlewing te beleef. So ons moet praat daarvan because it's supposed to be a part of our everyday life as die kerk. As jy daarna dink is dit wat jy sê, herlewing is wanneer iets dood is om dit weer lewe te gee. Maar die klem lê op die feit dat dit lewend was voor die tyd. Nee, en as jy dan daaraan dink en nou kan hierdie ding weer al die pad terugvat na Genesis toe, maar kom by die punt is dat Jesus Christus het gekom om ons dooie liggame weer lewendig te maak en ons dooie gees weer lewe te gee. So dit beteken, daar was op 'n stadium wel life. En as ons dan vat na elke Sondag, elke keer wanneer ons by mekaar kom, as ons nie praat oor herlewing nie, dan lê ons nie die klem op die feit dat elke keer wanneer ons die woord van God mekaar deel, is daar herlewing. Dit wat besig was om te sterf vir my, is besig om weer lewendig te word. My geloof, my hoop, my vertroue, my wat ook al, my gees wat besig is om te sterf, daar's 'n nuwe lewe wat in my opkom. Hoekom? Want ek het te doen met die lewendige God, ek het te doen met die woord van God. Elke oggend, elke oomblik dink ek nou daaraan, wanneer ek te doen het met die woord van God, of in die church is daar 'n tipe herlewing wat opstaan, iets wat begin afsterf het, wat weer lewendig word. Hoe belangrik is dit dan, pastor, om nie net complacent te word.
soos Ja. jy, dis die punt wat jy aangehaal het. Ja. Jy weet, nie net complacent te word en die woord te gebruik, maar nie die erns daarvan te besef nie. Dis presies. Die probleem is, die woord herlewing het vir een of ander rede 'n tipe van 'n taboe woord geword. Jy weet, en nou is dit soos, okay, maar jy kan nie praat van herlewing nie, want as jy kyk na die omstandighede en goed buitekant is dit bad. Ja. Of jy kan nie praat van herlewing nie, want die kerke loop leeg. Jy kan nie praat van herlewing nie, want en dit is soos, okay, as ons nou elke keer iets gaan kry en sê, okay, hierdie is wat herlewing is veronderstel is om te lyk. Enigiets buite dit kan ons nie herlewing noem nie. Dit voel vir my asof ons partykeer verskoning soek om nie oor herlewing te praat. Ja. Jy weet, en ja, ek dink ons moet weer kom op 'n punt waar dit vir ons belangrik word. Yep. Jy weet, en herlewing, ek het dit nou genoem Sondag en ons sal bietjie daaroor praat, maar herlewing begin by jou as 'n persoon. Ja. Jy weet, jy kan nie verwag dat daar in 'n gemeente herlewing moet gebeur as daar nie in die gemeentelede herlewing gebeur. Ja. Jy weet, herlewing begin by die huis. Ja. Op 'n That's manier. true. Dit begin by die hart, Yes. dit begin by die persoon. Ja. Die Here wat 'n wonderwerk in my doen en dan deur my Ja. iets doen in die gemeente of iets doen in die wêreld, waar ook al ek dan moet gaan, moet daar dan herlewing Dan moet wees. herlewing wees. So herlewing is veronderstel om deel te wees van ons, soos wat ek het die voorbeeld gebruik Sondag, soos wat ons die woord fellowship gebruik. Jy weet, ons gebruik die woord fellowship. Hoekom? Because we fellowship, dit is wat ons doen. Ons kom by mekaar en ons journey rondom die woord en ons spandeer tyd saam met mekaar en ons verhouding bou en goed. Ja. Ons doen dit elke dag. Dieselfde met herlewing. Ja, Dit is veronderstel om daarso te Ja. wees. Ja. So ja. So wat is en dit so 'n bietjie na aanleiding van jou komment nou en die vorige punt wat ons gemaak het. So wat is die perfekte omgewing, omstandighede vir herlewing om in plaas te vind? Dit moet dood wees, dit moet droog wees, dit moet, ek dink aan So dit moet dit wees. Ja, gaan dan. Ek dink aan Jesegiel met die dooie bene, jy weet, ek dink aan Efesiërs 2 wat sê julle was dood in julle in your trespasses. Dis wanneer herlewing moet gebeur. So as iemand die gedagte van herlewing teenstaan en sê dit kan nie nou herlewing wees nie, want kyk hoe loop die kerke doen. Ja, Is dit nie 'n bewys van exactly, that's the timing we've been waiting for. Ja. Dit kan nie nou herlewing wees nie, want kyk hoeveel mense is siek en hoeveel mense exactly, that's the timing, the timing is perfect. 'n jaar terug was ons woord gewees go to grow. En ek onthou nog ek my opening preek daai Januarie het gegaan oor die omstandighede moet perfek wees vir groei om plaas te vind. En die grondtemperatuur moet reg wees, die vog moet reg wees, alles moet perfek wees. En ek is net soos, but that's the time we're living in. We're living in the perfect time for revival. Ja. Everything is perfect. Daar's soveel negativiteit daar buite. En dan my ervaring en my bietjie studie wat ek al daaroor gedoen het, die kere toe herlewing gebeur het, jy weet, die groot herlewings waarna ons verwys, was juist die tyd wanneer die groot leiers, nie almal nie, maar baie kerkleiers gesê het, nee, hier gaan niks in hierdie tyd gebeur nie, jy weet, revival is not gonna happen in this time. Why? Want ons 'n negativiteit rondom die geestelike dinge, en dan is dit in daai tyd wat God revival begin het. En pastor, kom ons vat dit dan na jou preek toe, maar in die persoon se eie lewe, wanneer is dan die mees perfekte tyd vir revival as die tyd wanneer jy voel ek is hopeloos? Dis presies. Ek is negatief. Dit is presies. Die skrif wat ek aangehaal het, 2 Kronieke 7 vers 14, jy het dit laasweek aangehaal. Ek het so 'n bietjie die konteks geshare, want Salomo het nou net die tempel gebou. En hy is nou besig om die tempel toe te wy aan die Here. En met die toewyding van die tempel is daar 'n hele paar rituele wat gebeur en die hele volk is daar en is 'n groot storie. Ja. En die Here self kom af en hy spreek Salomo aan en hy verwys na die verbond wat hy gemaak het. En gesê het, as Israel wegdraai van die verbond af. Met ander woorde, en hy noem dit in die vorige vers, noem hy dit, wanneer ek die hemele sluit en ek maak my ore toe en my oë toe en ek sien julle nie meer en ek hoor julle nie meer nie, daar's nie reën nie, daar's nie blessings nie, daar's wanneer dood. Yep.
Dan kom vers 14 wat sê, but if my people who are called by my name. Met ander woorde, in die konteks van die verbond, nou, die ou dispensasie en die nuwe dispensasie, die verbond lyk 'n bietjie anders. Maar die principle is dieselfde. It refers back to the relationship we have with him. Want dis die verbond. Ons het nou 'n verbond met die Here en toe noem ek dit nogals, hoe bevoorreg is ons nie? Jy weet dat ons hoef nie meer deur hierdie ritueles te gaan en deur hierdie preparation te gaan om in die heilige van heiliges in te gaan. Ons kan nou, omdat die Heilige Gees in ons woon, in sy teenwoordigheid ingaan, in die heilige van heiliges ingaan. Sonder vrees, met boldness. Jy weet, die woord sê, come with boldness to the throne of grace. So, ek dink die beste tyd vir herlewing is juist wanneer dit die meeste nodig is. En wanneer dit die meeste nodig is nie wanneer dit goed gaan nie. Dis wanneer die volk weggedraai. Nou, ek het die ander ding wat ek aangehaal het van jou is die ding van hoe hoor jy die skrif? Jy het die vraag gevra laasweek, hoe hoor jy die skrif as ek hierdie sien? Jy het Jeremia 29 vers 11 gelees. En ek het presies dieselfde gedoen met hierdie skrif. Hoe lees jy die skrif? Hoe hoor jy die skrif? Is dit net 'n belofte vir Israel in terme van hulle verbond? Of kan ons dit vat en sê, maar ons het ook 'n verbond met die Here? Dis 'n ander verbond, dit lyk 'n bietjie anders, maar die principle is nog steeds dieselfde. Hoekom kan ek nie? Ek is geroep. Is ek nie? Is ek nie geroep volgens die Here se naam en according to his name? As ek nou na hom toe draai, as ek met 'n humble hart na hom toe gaan, en dit is nou die punte wat ek nou aangehaal het, as ek met 'n humble hart na hom toe gaan, en ek spandeer tyd in gebed, en ek draai na hom toe, en weet ek soek sy aangesig, is daai beloftes dan nie vir my nie? Moet wees. Gaan hy nie my hoor as ek met hom praat, gaan hy nie my sondes vergewe en my land, ons het nou nie 'n fisiese land wat hy gaan But that's a promise about your inheritance, jou besigheid, jou alles. Die area wat jy herlewing nodig het. Herstel wat moet gaan. So nee, ek dink dit is beautiful, because if you talk about the relationship, want ons praat van die verbond, dan is dit soos dis wanneer herlewing gebeur. Is wanneer dit die nodigste is. Daar's twee woorde as ek daai skrif, en ek onthou daai skrif van 'n Mighty Men Conference met 40,000 mense op Angus Buchan se plaas, en hy het dit so huis toe gedryf. Wat sê, if my people, and dan sê, then I will. If my people, then I will. If my people, en terwyl ons praat oor herlewing, dan sit soos, die Here prepare die grond. Hy het reeds die belofte. Alles is reeds in plek, en ek bly dink aan hierdie prodigal son storie, en ek dink aan die vader wat by die huis sit, en 'n paleis en 'n kasteel, en alles is gereed, die plek vir die seun is gereed, en die plek, sy inheritance is gereed, die beloftes is gereed, die vetgemaakte skaap is gereed, alles is daar, daai then I will, en dit is gereed in dit, maar die vader wag daar, en hy wag, en hy's just waiting and waiting, then I will, dis 'n belofte wat sal plaasvind, but if my, en daai is, weer die ding van herlewing is, die seun was 'n seun, en hy het alles gehad, he had an inheritance, hy het die beloftes gehad, hy het 'n toekoms gehad, hy het alles, en toe beland hy in die varkhok, en daar het hy onthou hoe was dit in sy vaderhuis, en hoe meer ons daaroor praat, is dit soos, maar, jy gaan nie besef hoe nodig jy herlewing in jou eie lewe het, as jy nie onthou hoe goed God is vir jou. Jy moet onthou hoe goed God is vir jou. Jy moet onthou wie jy is as gevolg van hom, waar jy vandaan kom. Jy moet onthou wat hy jou gemaak het om te wees. En baie Christene is vir my asof hulle dit nie kan onthou nie, of hulle weet dit net. Hulle weet nie as die woord sê, if my people that's called by my name, dat die woord van hulle praat nie. Hulle weet nie, soos jy sê, hoe hoor jy die woord van God? Hulle weet nie dat wanneer die woord praat, dat my gedagtes aangaande jou is goedheid en guns, of is voorspoed, dan hulle weet nie, hulle hoor dit nie, dat die Here met hulle praat nie, want hulle weet nie waar hulle vandaan kom nie. En elkeen van ons
is in God se beeld geskape. Elkeen van ons is nog voor ons gevorm is in ons moeder skoot, het die Vader ons reeds geken en 'n plan vir ons gehad en hy het reeds sy gedagtes omgaande ons gevorm. So terwyl ons hier gesels en ek dink aan die luisteraars of die wat hierna kyk en dan bly ek net dink soos my pleit is dat elke persoon op daai plek sal kom dat hy weet hoe belangrik hy is vir God en hoeveel hy in God se beeld of sy in God se beeld gemaak is dat hulle sal wegstap en sê, wow, maar dit wat ek nou beleef is nie wie God my gemaak het om te wees nie. Dis nie die volheid van sy belofte nie en sy beloftes is ja en amen. So al wat nou moet gebeur is I need to come closer. That's it. I need to come to the door where I'm hearing the knocking. That's it. En daar's 'n deur. Sy deel het hy reeds gedoen. Hy het reeds aarde toe gekom. Hy het reeds aan die kruis gesterf. Hy het reeds daai pad oopgemaak. Reeds die opportunity gemaak. Die voorhangsel het hy geskeur. Ons moet net instap. Dis wat ons moet doen. Jy weet, dis presies daai ons moet gaan en ons moet die deur oopmaak. En ons moet hom innooi. En that's relationship. So ons praat baie oor verhouding en ek weet, maar Pastor, kom ons kyk gou-gou na die 4-5 goedjies wat jy genoem het Sondag van hoe kom ons daar? Dit is nou then I will. We understand then he will. Hy sal dit herstel wat dood is. En ek glo in 4 goed. Ek glo dit in daai beloftes. Ek glo dat die Here jou verhoudings wil herstel. Ek glo dat hy jou gesondheid wil herstel. Ek glo dat hy jou finansies wil herstel. En ek glo dat hy jou geestelik wil herstel, die verhouding. En hoe kom ons op daai plek waar die Vader daai 4 goed in ons lewens herstel? Wat is die goed wat Kronieke vir ons uitwys? So, een van my gunsteling influencers, as jy dit so wil noem, sy naam is Avery. Hy het 'n podcast en 'n livestream wat hy, dan praat hy met mense, maar een van sy catchphrases is, the only thing we do here is we read. En so dit was my approach gewees met hierdie skrif, want dis nie, die skrif sê dit, wat ons moet doen. Hy begin en sê, if my people, who are called by my name, humble themselves. So ons begin met dit. We start by humbling ourselves, and that's the first thing. Dis die eerste ding waar ons moet tyd spandeer is, wat beteken dit om nederig te wees? Baie mense sien dit en sê, maar dis vernederend. En dis nie dieselfde ding nie. Nederigheid is net, I acknowledge. Jy weet, ek sit my trots in my sak, en I acknowledge dat ek dit nie alleen kan doen nie. En dat ek die Here se hulp nodig het. En ek gaan na hom toe met daai hartset, en daai mindset van, I can't do this on my own. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Hierdie area, dis dood. Wat kan ek doen? Ek het hulp nodig. Nou, ons mense is trots. Ons wil nie hulp vra nie, jy weet, want om hulp te vra, outomaties beteken jy erken dat ek is nie goed genoeg nie. En ek wil dit nie doen nie, my vlees skop daarteen. Jy weet, ek het die skrif in Jakobus aangehaal, waar Jakobus sê, God staan die hoogmoediges teen. Jy weet, en die probleem met trots, is as daar trots in jou hart is, dan maak jy jouself 'n vyand van God. Want trots veroorsaak dat jy nie na hom toe gaan nie. Trots veroorsaak dat jy van hom wegdraai en sê, nee, maar ek kan dit op my eie doen. Jy weet, ek is mos so en ek het eerste span rugby gespeel, nou offense vir almal wat eerste span rugby gespeel het, dit is goed. Maar dis daai trotse mindset van maar ek kan dit doen. Die waarheid is jy kan nie. Pastor, daar's 2 gedeelte in trots en ons het al baie ook oor hierdie ding gesels, is jy kan so trots wees dat jy voel jy's ook nie goed genoeg. Jy daai ding van ek kan nie na die Here toe kom nie, terwyl hy sê jy kan. Dit is my opinie oor myself is meer belangriker as God se opinie oor my. Hoe ek myself sien en hoe weak en hoe sleg ek sê ek is, maak my opinie meer belangriker as God se. Ek het al soveel mense gehoor wat sê, ja, maar die Here kan nie my sondes vergewe nie. Dan sê ek soos, what a statement. God wat alles kan doen, kan nie dit doen nie. Die God wat almal vergewe, kan nie jou vergewe nie. That's a huge statement to make. En partykeer sien mense dit nie as trots nie. Hulle is soos, nee, dis omdat ek nederig is. It's because I'm humble. No, but
Nee maar, That's not what humbleness is coming to God and Ja. believe what He says. That's it. En om te erken en te sê, Here, U is God en ek nie. En yes, we have all failed and come short of the glory of God. So ek sit myself in 'n groep, saam met al die ander mense, waaroor wie ek myself nie in 'n groep wou sit nie, en ek sê, I humble myself enough to a place where I put myself in that same group and say, okay, ek kan uit die Here toe kom. En selfs my sonde, selfs my swakhede, selfs my verlede, kan hy my van red. Dis ook om humble te wees, en ook om pride te hê, is om te sê, maar die Here kan nie iets vir jou doen nie. Hy kan nie jou dooie omstandighede herlewing gee nie, kan nie jou dooie, so die eerste ding al buitekant is, maak hierdie vas, wees nederig genoeg om te glo dat die Here jou dooie omstandighede weer lewendig kan maak, weer lewend aan toe kan bring. Wat was die tweede punt? Die tweede een, so hy begin humble themselves, en dan sê hy, and pray. So met ander woorde, wat is gebed? Ons moet 'n bietjie 'n definisie vasstel van wat is gebed, want baie mense het hierdie idee dat gebed is hierdie tafelruimpie wat ons opsê voordat ons eet, en jy weet, gebed gebeur wanneer ons, jy weet, as 'n kerk nou bymekaar kom, en dan moet ons nou bid vir die diens en goed, en daai is gebed, maar die oor van gebed is, in hierdie verhouding wat ons het met hom, is dit ons kommunikasie met hom. Jy weet, dis werp jou bekommernisse op hom. Daar's 'n gesprek. Daar's 'n gesprek wat plaasvind. Nou, hy het met ons gepraat, hy het sy woord vir ons gegee, die Heilige Gees wat in ons woon, hy praat constantly met ons. Maar gebed is ons kommunikasie met hom. Jy weet, om hierdie relationship wat ons met hom het, te bewerkstellig. Nou, een van die dinge is, wanneer ons bid, en 'n saak na hom toe bring, dan is obviously die vraag, maar is hy nie God nie? Weet hy nie wat ek nodig het nie? Hoekom moet ek dit vir hom sê? En my antwoord is altyd twee goed. Nommer 1, ons praat van 'n verhouding hierso. Jy weet, we're talking about a relationship. Ek dink jy het dit al genoem, van jou kinders, wat jy weet wat hulle soek, jy weet wat hulle nodig het, maar jy wag vir hulle om na jou toe te kom, because there's a relationship. Die tweede ding is, gebed, soos wat as ek na iemand toe gaan en ek vra vir iemand vir hulp, dan it changes my heart. Jy weet, en dit maak my ontvanklik. Dis presies. So gebed verander ons. And it changes us. So gebed gaan nie juis oor ek moet God inlig van enige iets wat ek nodig het of so nie. Hy weet wat jy nodig het. Die woord sê dit. Maar dit gaan oor die verhouding. En dit gaan oor die hartskondisie, om die hartskondisie te verander. En dis belangrik. In revival is dit belangrik. Dit gaan saam met humbleness. You need to go to God in gebed en hierdie saak na hom toe te bring. Pastor, jy nou net aangeraak, ons het nou net gepraat oor nederigheid. Hoe belangrik is dit om nederig te wees en dan nie pride te hê nie. Verskuilde pride, jy weet, en ons net weer aan touch, verskuilde pride te hê nie. En een van die goed wat verskuilde pride is in ons lewens, trots in ons lewens, is wanneer ons die ding het van, ek gaan nie oorbid nie. Ek gaan nie oorbid nie. Die Here weet wat ek nodig het, ek gaan nie oorbid nie. Okay, maar dan die woord van God sê, kom na hom toe met gebed en smeking, maak jou begeertes aan hom bekend. So, humble yourself tot op 'n plek, waar jy nederig genoeg is om weer te begin bid. En baie mense soos, ja, maar ek bid. Okay, wanneer laas het jy gebid? Nee, maar ek bid, Hoeveel keer het jy gebid? Hoeveel keer gebid? Die woord sê bid sonder ophou. So dit praat van daai gesprek. Daai gesprek moet nie ophou nie. En dan soos maar okay, en ek hou daarvan om baie keer myself hiermee te challenge, en ek challenge die luisteraar daar buite, is die tweede ding is bid. So nou is die vraag, maar wanneer het jy tyd gemaak vir gebed? Wanneer het jy regtig net bietjie gestop en die kar afgesluit, en ons kan terwyl ons ry, ek doen dit baie, en ons kan terwyl ons besig is en alles, maar wanneer het jy net weer bietjie gestop? Net gestop vir 'n oomblik en die Here se aangesig gesoek en gesê, Here, ek weet, ek is nie hierdie great person sonder U nie. Ek weet, ek kan dit nie doen nie. Ek weet, ek is nie tot alles in staat as U nie in dit is nie. Ek weet ek faal. Ek weet dit alles, but I am seeking your face. En dan is dit, hoekom doen ons dit? Want dit bou my geloof,
En dis wat die woord van ons verwag. Die Ja. Vader wil hierdie verhouding hê. Ja. Pastor, daai is die tweede ding. Jesus staan by die deur en hy klop. Hy wag dat ons kom met gebed. Wat is die derde ding? Wel, jy het dit nou genoem, is seeking his face. Dit en ek love it want dit is 'n oploop van dit, né? Ja. Dit begin by humbleness. You can't do these things without humbleness. Praying, maar prayer is meer as net die tafelgebed. Ja. It needs to go into seeking his face. Seeking. Ek het die skrif aangehaal wat ons by Faith Foundations baie aangehaal het met die module van die koninkryk. Soek, beywer julle allereers op die koninkryk van God Ja, en sy geregtigheid en al ja. hierdie dinge sal vir julle gegee word. En dis wat dit is is when I'm seeking his face, soek ek sy aangesig as a last resort. Jy weet okay, ek het nou alles getraai, ek het nou al hierdie planne in plek Niks meer dit wat ek werk kan nie, doen. so nou moet ek na die Here toe gaan, of nee, gaan jy na hom toe in jou planne, jy weet, vat jou planne na hom toe, soek sy aangesig rondom die saak, en om sy aangesig te soek beteken meer as net, jy weet, jy kom kerk toe en jy gaan na 'n selgroep toe, dit beteken jy gaan na jou binnekamer toe, dit beteken jy gaan na daai plek toe waar jy so, ek wil sê vulnerable voor hom kan wees, en dan het ek dit nou genoem, hoe bevoorreg is ons nie, die persoon van die Heilige Gees in ons woon, Amen. en dat seeking his face is nie so kompleks soos wat dit was nie, Ja. ons het nie, en ek het die voorbeeld genoem van die hoofpriester wat 'n tou om sy voet moes maak om in die heilige van heiliges in te gaan, sodat as hy nie gereed is nie, daarom kan uitsleep. Ons hoef nie dit te doen nie. Ons kan net instap. Ons kan instap en in ons Vader se huis ingaan en sy aangesig soek. Pastor, my vraag aan jou is, sou ons, as jy kyk na humble yourself and pray and seek his face, sou ons hom kon kry? Sou ons onsself nie humble en nie begin bid nie? Want dis die question there is, seek his face, en terwyl jy praat, dan sien ek Jesus voor die deur staan en klop. Hoekom staan hy voor die deur en klop? Hoekom maak hy nie net die deur oop en bars in nie, en ruk ons reg, en ruk dinge in ons lewens reg? We are called by his name. I mean, I know I'm a son of God. I know I'm called by his name. Hoekom is dit dan so belangrik om te humble, and to pray, and to seek, to find him? Hoekom maak hy, ek wil nie sê die journey moeilik nie, maar vir party ouens kan dit dalk wees soos, maar hoekom komplikeer die Here dan? Hoekom doen hy dit dan vir my nie? I'm called by his name, now he needs to do it. Then I will do it. So if I'm called by his name, ek is wedergebore gered, nou moet hy dit doen. Dit was die ooreenkoms. Why is there humble, pray and seek to find his face? So ek dink baie keer wat gebeur is, ons gebruik hierdie woord verhouding, en we've used it in this podcast, maar die false equivalent wat gebeur is, ons dink verhouding beteken we are equals in hierdie verhouding, en dis nie, that's not the case. Jy weet, as jy, ek wil dit nou vir, as een van jou laities, ek gaan nou nie een uitneem nie, maar as een van jou laities na jou te kom en sê, pa, ek is jou kind, jy moet hierdie vir my doen, vat my en doen, jy weet, gaan koop vir my, gerechtig hoe sal jy reageer? En so ek soos, okay, kom wys jou gou, mag ek oop, daar is jou account, hier is my account, check die woordjie transfer, alles weer in my account. Ons moet besef, dat in hierdie verhouding, ons praat van die Vader, en God se Vaderhart, en hy is, maar hy is God. He's still God. Hy is God. And we are creatures. Wanneer ek sê creatures, dan bedoel ek created beings. Ons is nie God nie. Ons het nie die wysheid van God nie, ons het nie die kennis van God nie, ons het nie die almag van God nie. Niks van daai goed is ons nie. Ons het 'n smaakie daarvan, deur die Heilige Gees wat in ons leef. So, dis hoekom dis belangrik vir ons, om na hom toe te gaan in gebed, in humbleness, weer eens, because it doesn't entice him to do anything. It reminds us of who we are. Jy weet, humbleness, ek het al mense gehoor wat sê, maar God moet 'n groot ego hê, jy weet, want hy demand dat jy na hom toe kom en hom aanbid, en jy weet, watter being demand dat jy hom aanbid, en ek soos, is dit ego, of is dit realiteit? Because if God is God and I am man, then reality is, he is worthy of my worship. That's the thing. Hy hoef dit nie te demand nie, sy
being demands it. That's it. Wie hy is, That's it. dis soos om te sê, wat 'n groot ego het hierdie trok wat nou hier op my afjaag op die highway om te dink ek moet uit die pad uitkom. Ja. Ek weet wat sy ego, ek gaan net hier bly staan and it's not gonna work. Wie hy is, die spoed waarteen hy beweeg, die maand van jou om uit die pad uit te kom. By virtue of his being. That's by virtue of his being. En jy het dit vroeër ook aangehaal. Ek ervaar net hoe meer ons hieroor gesels is dat deur om jou te humble, maak jou bewus van sy godheid. Yep. Dit maak jou bewus van sy godheid en grootheid van hierdie trok wat krag het. Jy maak jou bewus, as jy nie humble nie, gaan jy hom nie sien nie. Yep. En deur om te bid, hoor jy hom klop by die deur. As jy nie gaan tyd in gebedsbid nie, spandeer nie, gaan jy hom nie hoor klop by die deur nie. So jy gaan nie bewus word van hom nie. En dan daai seek his face, jy gaan geen begeerte hê om iets te soek wat jy nie hoor nie en ook nie sien nie. Jy gaan nie, hoekom sal jy iets soek wat nie werklik is nie? En daarom moet ons uit die goed doen, sodat ek en jy weer kan afbreek tot op 'n plek dat, hey, but we are blessed. Yep. We are favored. Ons is bevoorreg om God te kan noem. Ons is bevoorreg om ons Vader te kan noem. Wow, daarom moet ek my humble sodat ek weer kan sien wat ek veronderstel is om te sien en hoor wat ek veronderstel is om te hoor. Daarom soek ek hom. Because now I see him for who he is and me for who I am. Ja, en weer eens, humbleness beteken nie jy val voor hom neer as 'n wurm. Dit is nie 'n vernederende, it's not a humiliating thing. Ja. Dit is net jy wat acknowledge wie jy is en wie hy is. Ja. En we need to submit to that. Yep. En dis wat humbleness is. Pastor, jy het 'n 4de punt gehad. Wat was die 4de punt? So die 4de punt is and turn from their wicked ways. Ja. So weer eens in die konteks van die verbond wat die Here hierso aanhaal. Praat hy van die vorige vers sê die volgende, hy sê hy praat nou van wanneer die nasie, die volk wegdraai van hom af en ander gode aanbid en in rebellion optree, dan sê hy, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. So die vraag is, hoekom sal hy dit doen? En die antwoord is, because that's within the boundaries of the covenant. Jy weet, in Deuteronomium 28, dan lê hy dit aan een, hy sê, as julle ongehoorsaam is aan my, gaan hierdie goed gebeur met julle. Hoekom? Hierdie goed gebeur nie net as 'n straf nie. Hierdie goed gebeur vir julle om terug te draai na my toe. Yep. Jy weet, om weg te draai van jou wicked ways. En dis hoekom hy sê, turn from your wicked ways. Al breek jy die verbond wat jy het met my, daar's 'n manier terug na my toe. Ja. Humble yourself, pray, seek my face, maar in dit, draai weg van daai goed. Ja. Die manier hoe ons dinge doen, it doesn't work. The world's way of doing things, it doesn't work in the kingdom. So, draai weg daarvan en draai na my toe. So, ek het 'n bietjie gepraat oor bekering en die belangrikheid van bekering in ons lewens. Om te sê, bekering is meer as net 'n gebed wat jy sê, ek is jammer. It's a lifestyle change wat gebeur van continuous thing. Ja, dis 'n continuous thing van ek loop soontoe, ek moenie soontoe loop nie, ek draai om, ek draai terug na hom toe en ek loop terug na hom. Ja. En dis wat bekering is en dis die 4de punt. Pastor, my vraag op daai sal wees in konteks, wat is wicked ways? Wat is wicked ways? Is dit nou die 5 groot sondes? Is dit nou wat is wicked ways? Wicked ways, vir my die eenvoudigste, maklikste, praktiese definisie van wat sonde is, as ons nou sondes kan doen, is wanneer ons wanneer ons nie doen wat die Here sê nie, en wanneer ons nie in sy wil leef nie. Ja. Dis die maklikste, eenvoudigste definisie wat daar is. Ja. Die Here sê dit, ek doen dit. Ja. Pastor, want ons maak so maklik wicked ways, jy weet, satanisme. Ja. It's wicked stuff. Daai wat my kind moet net nie hiermee betrokke. Maar wicked ways is just anything that God does not want for us. Wicked ways is unkindness, ja. impatient, Negativiteit. skinder. Nee, om hopeloos te wees. Hopelessness, Hopelessness, jy weet. Ja. That's wicked. That is wicked. Because the opposite of it is life. En hy sê, bedink wat goed is. Ja. Bedink wat stigtend is. Bedink, jy weet, so enigiets
wat nie in lyn is met wie die Gees van God binne in ons is nie. En die skrif waarmee ek dan van my kant af wil afsluit vanoggend is, die skrif wat sê dat hulle wat gelei word deur die Heilige Gees, hulle is kinders van God. Ja. Die lig van God met so in ons lewens begin skyn. Die Gees van God met so in ons lewens begin leef, dat ons gelei sal word deur hom. Ja. Wat ons dink, wat ons praat, wat ons doen, hoe ons leef, want enige iets buite daai leiding van die Heilige Gees is wicked ways. That's En it. as ek en jy humble genoeg is om dit te kan herken en te sê hierdie ding is 'n wicked way, daai gedagte is 'n wicked gedagte, sonder om dit hierdie lelike ding te maak wat ek nooit sal, ek wicked gedoen. Ja. Ek het foutjies, Ja, maar ek het nie wicked Nie ways wicked nie. stuff Ek het nie, Ja. jy is so mooi wat Dawid bid en sê, Here, kom ondersoek my hart, my niere, my gedagtes. See if there is any wicked ways found in me. Any wicked. So dis die gedagte om sê, wow, maar I do have wicked things. En ons kan dit sugarcoat, of ons kan herken en sê, hey, I need to turn from these wicked ways. I need to repent. Ja. I need to seek God. So, van my kant af, vir jou, wat aan luister is, moenie so gou wegskram van die woord wicked af nie. Moenie so gou wegskram en sê, maar, wicked is vir die sataniste, die ouens daar aan die ander kant, en sit weer vir 'n oomblik, en dink net gou, wat van jou gedagtes, wat van jou dade, wat van dit wat uit jou mond uitkom, is nie gelei deur die Heilige Gees nie. Ja. En dan humble yourself, That's it. en seek his face, en bid, en vra die Heilige Gees om jou te help, daai goed reg doen. Jy weet, he will give us the power. And God is already, his promises is there. Ja. It's there. That's it. Pastor, die laaste woord van jou vir vandag. Ja, wel, ek wil fokus, ek wil die drie beloftes wat die Here dan hier so Ja. uitwys noem. Hy sê, then I will hear from heaven. Met ander woorde, hy sal hoor sal wat hoor. jy sê. Hy sê jou noodkreet hoor, hy sal hoor wat jy sê. And I will forgive their sins, Ja. and I will heal their land. Amen. En dis die belofte vir julle as die kykers en die luisteraars daar buite. Vat dit. Hoe hoor jy die woord van God wat Pastor Dani laasweek ook genoem het? Hoe hoor jy die woord van God wanneer ek hierdie lees? Is dit vir jou? Ja. Is dit van toepassing op jou? Is hierdie maar net ietsie wat vir iemand anders is, of is dit vir jou? Wat jy kan vat en sê, as ek hierdie goeders doen, as ek myself humble, as ek myself nederig maak vir die Here, sy aangesig soek in gebed, wegdraai van die wêreldse ways, die sonde, wat ook al jy dit wil noem, en ek draai na hom toe, glo ek dat daar 'n revival gaan kom. En dis op die einde van die dag die vraag wat ek wil los by die kykers. Herlewing in jou lewe.